Hallo julle, welkom hier by die Ooskerk en ons woestynreeks waar ons kyk na die preke wat gelewer is tydens die lydenstydperk. En vandag is ons 5de episode in die reeks en ons gaan kyk na Paulus in die preek wat jy gelewer het. Kom ons begin weer by die teks wat jy gekies het. Gili, Deuteronomium 6, Deuteronomium is 'n soort van Moses se afskeidsrede. Asof hy sy laaste wens vir die volk wil gee. 'n Nuwe generasie staan op die punt om in die nuwe land in te trek. En dan wil Moses vir hulle eintlik maar iets sê. En ek weet, Gili, jy is ook 'n Tannie Lorika fan. En eintlik 'n Anton Goosen fan. So die liedjie vergeet om my te vergeet, onthou om te onthou. Ek het dit gebruik in die inleiding en ek dink dis wat Moses eintlik vir hulle wil sê. Julle moet onthou, want as julle gaan onthou, ook julle eie verlede, sal dit julle help om beter lief te hê. Dit sal julle help om beter te leef. Dit sal julle help om minder skuld te hê. Ja, iets wat vir my bygebly het was die gevaar van 'n onbewuste verlede. As mens nie bewus is van jou verlede nie. Dis interessant, Niebuhr het ons nou die ding gesê dat ons om te onthou is 'n Christelike deeg. En ek dink die rede hoekom hy dit sê is presies vir wat jy sê, jy weet, as jy goed in jou onderbewussyn of in jou bewussyn vergeet, dan maak ons mos nou asof dit nie gebeur het nie. En dit is nie heeltemal so nie. Ons breine maak so dat ons dinge net uitblok. Maar dit beteken nie daai gebeur het nie plaasgevind nie, so. Ja, soms doen mense dit in die oomblik om te oorleef, maar daar is 'n koste daaraan later, daai doelbewuste ontkenning selfs. Louis, wat het by jou opgeduik terwyl jy die preek deurgewerk het? Paulus kies vir 'n middelpunt op die kontinuum, nee, daar's 'n verkeerde manier om met die verlede om te gaan, twee verkeerde maniere. Die een is 'n oorverheerliking en die ander een is 'n vergeet. En hy kies vir die middelpunt van verstaan. Ons moet onthou sodat ons sekere goed kan vermy, maar daar's ook 'n aktiewe manier van onthou. Hy het op 'n stadium gesê alles wat ons byvoorbeeld hier om ons het, die kerkgebou, die preek, die erediens, die doop, al daai goed, is maniere om te onthou. En daai maniere maak 'n spesifieke toekoms moontlik. Die goed wat jy kies om te onthou, jou brein is soos 'n filter, ons nou daarop, roep 'n sekere toekoms in die sein in. En dis vir my goed, nee, want baie van ons is eintlik maar net observeerders en dis slagoffers van ons verlede, maar nou kan 'n mens ook kies om ander goeters te sien en dit maak dit 'n aktiewe tipe van 'n deeg. Ek dink sommer nou weer daaraan, daar's onder die volkere is dit so dat ons met heimwee aan ons verlede kan onthou, nê. So ons monumente en goed. Yes, ons onthou daai tye in die verwagting is dat daai tye presies moet wees wat dit nou is. Is dit tog nie 'n ongesonde? Ja, ek sou sê dan het jy eintlik geleer nie, daai bewustheid waarvan jy nou ook gepraat het. Ja, en erns gebruik jy ook, ek dink is ook nie wat jy gesê het, die bekering van ons geheue wat amper dan die einde van die proses. Ja, korrek. Want ek dink wat Louis gesê het, so daai geheue wat ons bekeer, help ons om nie so met heimwee vas te hou nie. So dit help ons om te sê, daar het iets in my verlede gebeur wat sleg was, miskien, en ek kan dit dus op 'n ander manier vandag interpreteer. Ek kan dit op 'n ander manier my eie maak vandag. En dan kan ek gaan leef. Maar as ek dit nie daai bekering ondergaan nie, dan help dit my niks. Ja, ek dink Israel werk so met hulle verlede, nee, daar's 'n teoloog von Rad wat dit gesê het. Hulle hele identiteit is geanker maar in die reddende dade van die Here in die verlede. En dit maak by hulle 'n stuk positiewe verwagting wakker dat hy dit weer sal doen wanneer daar moeilikheid kom of wanneer hulle dit nodig het. So dis nie 'n stereotype wat hulle daar neersit en veraf God nie. Dis 'n onthou van God se betrokkenheid in hulle. Dit is wat hulle kies om te onthou met die verwagting en dit weer so sal wees. Ja, val voor die beloofde land, hè. Ja. So hier staan hulle nou, eintlik sê Moses vir hulle, luister, julle het stupid goed gedoen in die verlede, maar God was die hele tyd daar. Onthou julle dat julle vergeet het, julle was in die woestyn, God het vir julle manna gegee. So as julle nou hierdie goed gaan vergeet in die nuwe land, dan is dit 'n verloor vir almal. Selfe foute. Hier is nou 'n regtige nuwe kans. Julle is nou deur die woestyn. Paulus, mens verwag baie van 'n lidmaat as jy vir hom hierdie tipe preek afsteek en jy sê vir hom, maar hoorie, so jy moet okay wees met konfrontasie, jy moet okay wees met jou verlede. Jy moet grou in daai goed. Hoe maak jy dit sagter dat iemand sê ek koop in daarop? Ek weet nie, Gili, dis maar vir ons ook pynlik. Ek dink lidmate dink dikwels dat preke word gelewer asof ons nie self in die kamer is nie. Jy weet, so ek dink van ons beste preke, en ek weet nie of Louis saam met my sal stem nie, is waar ons eie pyn voel. So wanneer ek oor my eie verlede dink, is daar
tientalle goed waaroor ek skaam is. En ek dink as mense mooi luister sal hulle kan hoor waaroor ek in my eie lewe ook skaam is in my verlede. Die realiteit is, en ek dink dis wat Moses vir die ouens wil sê, of jy dit onthou of nie, dit het gebeur. En as jy deur daai pyn gaan, deur die woestyn gaan, om die tema dalk te gebruik, om 'n bietjie te gaan kyk na daai goed, kan dit jou eintlik baie help om 'n heeler mens te wees. Ek dink 'n groot deel van die positiewe effek van die evangelie en Paulus se preek is om ons te herinner daaraan dat jy is 'n produk van jou verlede. Dis waar die stuk eerlikheid inkom, maar jy is nie 'n gevangene daarvan nie. En Paulus se preek het die stuk praktyk ingesit van hoe om nie 'n gevangene te wees van jou verlede nie. Jy weet hoe om dit te gebruik as 'n deeg of as 'n gawe soos wat Niebuhr sê. So ek dink dis 'n groot stuk van die Christelike geloof is om vir iemand te sê jy is 'n produk van jou verlede, hier is die maniere, maar jy is nie 'n gevangene daarvan nie en hier is die manier om nie in te wees daarvan nie. Nee, die afsterwe van die ou mens, opstanding van die nuwe, al daai goed. As mens by daai verstaan kan uitkom, Ja. dan is dit regtig 'n kosbare proses. Iets wat my bygebly het, Paulus, en dit is so, ek voel amper skaam om dit te sê, maar was daai hernieude besef waar jy op 'n stadium sê, maar ons is klaar vergewe. En ek dink in hierdie proses van terugkyk en onthou en bekering van die geheue, as jy dit doen deur daai filter van, maar ons is klaar vergewe. Dis altyd moeilik, want ek dink die Ou Testament, Deuteronomium 6, het nou nie daai presiese gedagte so nie, en ek dink Louis moet inkom, want ons het 'n lekker gesprek presies oor dit gehad. Maar as gelowiges nou net na die lydingstyd, is dit die punt, dat daar is 'n stuk afgehandelheid. Daar's 'n stuk reeds. En as ons in die teks van Deuteronomium sit, dan is dit moeilik vir ons om dit raak te sien, Maar as gelowiges wat na post die kruisiging, post die opstanding leef, is dit 'n vertrekpunt. Louis het op 'n stadium, Louis en jy moet bietjie meer daaroor sê, maar gelowige mense leef met die dood agter ons. En nie voor ons nie, Ja, ek dink iets daarvan sê vir ons, maar ons moet mos nou nie bang wees om dan te gaan krap nie, want selfs die goed wat ons opdis in die krap in ons verlede, hoef ons nie skaam te maak nie, hoef ons nie vashou in skuld nie. Ja, ek dink dis 'n deel van gereformeerde selfverstaan is wie neem die eerste stap? Hy neem die eerste stap. Jy weet, so die aanvaarding is iets waarmee ou begin. Jy leef uit dankbaarheid daarna toe, jy weet, vorentoe. So ek dink dis sentrum van ons identiteit is hy soek ons eerste, hy kom soek ons eerste op. Dis deel van hoe ons verlede moet onthou ook, Ja, Paulus, hoe maak ons sin daarvan in ons hedendaagse wêreld, waar ons kollektiewe geheue het, waar ons moet, jy weet, dalk verantwoordelikheid neem vir die sondes van die voorvaders, waar ons gekonfronteer word met ons eie geskiedenisse? Ja. Dis moeilik, Gilly, want ek dink ons leef in 'n wêreld wat gepolariseerd is, en ek dink die maklikste manier om hierdie ding te verstaan is seker maar 'n bietjie polities te dink daaroor. Daar's goeters in ons eie verlede, in ons volk se verlede, en as jy Afrikaans is en jy sit in ons gemeenskappe, dan is daar 'n kollektiewe skuld, en ek weet daar's nou deesdae 'n klomp goed geskryf oor kollektiewe skuld, maar kom ons vir 'n oomblik aanvaar dat daar 'n stuk kollektiewe skuld is. Dan kan ons teruggaan na daai skuld toe met absolute vryheid. Sonder om te dink, dit maak dat ons nie volwaardige mense is nie. So ek is altyd verstom deur mense wat sê ek is nou moeg jammer gesê oor die verlede. Wat doen dit aan ons om jammer te sê? Dit doen absoluut niks aan jou nie, inteendeel dit help jou om te onthou. En dis al wat ek dink vir ons kan help vandag. As ons help onthou dat ons 'n aandeel het in 'n ongeregtige stelsel, in 'n stelsel wat eintlik 'n klomp mense uitgesluit het. En as ons dit gedoen het, dan kan ons mos weet, voor Christus is ons reeds nuwe mense. En ons het die uitdaging om te gaan leef as nuwe mense. So as ons kan onthou die foute wat gemaak is, al is dit nou nie deur my persoonlik of deur wie ook al nie, dan kan ek my aandeel daarin erken en weet dat God het my eintlik klaar vergewe vir die gemors wat ek aangejaag het ook in my persoonlike lewe. En dan maak dit dat ek as 'n beter mens kan leef. Ek dink om te onthou vir die Here beteken eintlik dat ek en Louis kan nie saamstem oor 'n ding nie, maar die feit dat ons albei kan onthou maak dat ons langs mekaar kan staan. Ja, ek dink as ek aan kan sluit by jou vraag oor die kollektiewe deel daarvan, daar's 'n sosiale teoretikus of 'n filosoof dan nou, Hannah Arendt,
wat baie behulpsaam is om te onderskei tussen wanneer is iets jou skuld en wanneer is dit jou verantwoordelikheid. En ek dink die meer bruikbare woord deesdae as ons, en jy weet veral in die politiek nou dink, is verantwoordelikheid. As ek deel is van 'n groep, is ek verantwoordelik vir die geskiedenis van daai groep, nê. Is maklik as jy moet praat oor skuld, om te sê ek was nie daar nie, ek het nie die intensie gehad nie, en dan word dan niks daaraan gedoen nie. Maar verantwoordelikheid hier is baie naby aan ons gereformeerde woord vir roeping. So die oomblik as jy sê, maar ek is in hierdie spesifieke werklikheid, so ek het hierdie verantwoordelikheid, dan beskryf jy jou roeping. En ek dink dis part en deel van wat Paulus gepreek het ook, nee, daar spesifieke maniere van onthou in die verlede en vermyding van daai gedrag in die toekoms wat 100% met die woord roeping beskryf kan word. En dan is almal betrokke. Dan kan niemand terugstaan nie, dan maak dit nie saak wie wat begin en wanneer is daar nou weer weet vergelding of so. Al daai goeters is by the wayside as ons sê wat is my verantwoordelikheid hier? Wat gee die Here vir my om te doen? Ja, en die idee van verantwoordelikheid is in my dis aksie. Dis 'n werkwoord. Dit is nie net 'n gedagte nie. Paulus nou aan die einde van ons woestynreeks, ons het nog net Palm Sondag lê voor. Waar trek ons hier op die aand voor ons die beloofde land ingaan? Ja, ek dink Gili om te onthou, ja, help ons in die beloofde land en miskien kan 'n ou die reeks tot nou toe vat. Daar's 'n klomp fasette van onthou, nê. En ek dink die Ou Testament en die pad van die volk deur die woestyn, en teenoor ek en Louis het noudig daaroor gepraat. Die Nuwe Testamentikuste gebruik juis die reis weg van ballingskap af, weg van slawerny af, om te sê dit is wat dit beteken om na God te draai. Dis wat dit beteken as God jou trek. En ek dink in lydingstyd beleef ons iets daarvan. Nee. God wat sê, hierso is ek het alles gedoen wat ek kan, ek trek jou, kom saam met my. As jy onthou waar ek vir jou gesorg het, en ek dink daar's soveel momente in die Ou Testament wat ons kan gaan sien, daar het God gesorg, en as ons daai goed kan onthou, dan help dit ons om te weet, God sal ook in die toekoms sorg. So ek hoef nie met vrees en bewering te lewe nie. Dit lyk miskien anders as wat ek dink of verwag, maar God is ook daar. Ja. Ek dink op daai noot, die idee dat die verlede nooit verby is nie, en daarom om dit in 'n hedendaagse konteks ook te bespreek en ons eie verantwoordelikheid, dankie vir daai woord Louis, is so kosbaar in hierdie tyd, want dit is nie eintlik dan 'n abstrakte oefening nie. Ek dink op daai noot gaan ons eindig. Luister asseblief verder in hierdie reeks waar ons kyk na die woestyn.